your King is he. Who is he? Then comes the raging sea. Who is he? Ek is so bly om weer eens met u te kuier en ek vertrou dat u sal vertoef en dat u iets waardevol sal put uit die waarhede wat hierdie skrif waarmee ons besig is, wat dit aan ons bekend maak. En ek wil hê dat u saam met my sal bid. Kom ons vertrou God vir 'n deurbraak en verseëninge, vir die rigting waarin ons nou ons opvoeding en lering uit die skrif sal ontvang. Vader, hierdie woorde, hierdie skrif, hierdie Bybel, Genesis tot Maleagi, Matteus tot Openbaring, beide in Engels en Afrikaans, u het verseker tot verlies van lewe en bloedstottering van hulle wat ons vooruitgegaan het. U het verseker dat ons die kosbare woord van God kon het. In u woord sê u in die boek van Spreuke, my seun, bære hierdie woord in u hart. My seun, hou hierdie woorde in jou gedagtes. Bespier hierdie woorde met jou oë en spreek hierdie woorde met jou mond. Hierdie woorde is gesondheid vir jou bene en heling en genesing vir jou vlees. Dankie my God, dat ons die voorreg het om hierdie woorde te lees, te verstaan, te vertrou en te glo. Help ons nou met die uitbreiding van hierdie woord, dat 'n salwing losgelaat kan word. Father, may it be as this word, as the heat of faith applied to it, renders an anointing of zeal to be excited for your name, for your spirit, for your word. In Jesus' name I pray. Amen. U het die afgelope 2 weke gehoor, ek praat rondom die gedagte van om te dans, om opgewonde te wees, om luidrigtig uit te roep, om te skree en 'n kreet los te laat van triomfanklike oorwinning, vir die blydskap, vir die vreugde, vir die opgewondenheid, om God te dien, om God te nader, om voor God te wees. Ons het gekyk na die feit dat God self, wanneer hy ons nader, in Sefanja 3 vers 17, het ons gehoor van hierdie 4 woorde, soos, S-I-W-S, Simcha, Geel en Rina, hierdie 4 woorde wat praat van hoe God te midde ons is, in sy opgewondenheid, in sy vreugde, in sy verheuging, in sy blydskap. Ons het gehoor dat dit het te doen met oormatige vreugde, om grapperig te verkeer, om te verseker dat almal bly sal wees en sal kan en wil lag. Ons het gekyk na die buitenuitspatlikheid van die plesiere en die opgewondenheid van God. Ons het gekyk na hoe hierdie woorde beskryf dat God wild rond dans. Hy spin en draai rond soos 'n tol. Hy doen bommelakiesies in sy opgewonde dans om met ons te kan wees, soos hy uiting gee aan sy eie vreugde en blydskap om met ons te wees. Ons het gehoor van God se sing, God se sangstuk, God se kreet, God se luidrigtige klanke wat hy maak wanneer hy te midde ons is. Ek onthou in kerke wat ek besoek afgelê het by, en dan sien ek hoe die mense dans. Mense kom uit tussen die banke, uit tussen die stole.
en hulle dans, en hulle sleep vlerk. In ons inheemse mense se kulture, onder andere is daar byvoorbeeld 'n dansstyl wat hulle noem die reeldans. Ek het in kerke gewees, dan sien ek, dis die opgewondenheid raak van so aard dat die mense nie hulle voete kan stilhou nie, en diegene wat byvoorbeeld Nama is, of Khoi is, of San is, jy sien die kulturele ingeboude inheemse dans begin uitkom, soos hulle uiting gee om God te loof met dans, met die hande klop, en die hande klappery, en die opheffing van arms. Mense loof die Here. Ons het gekyk hoe die Bybel vir ons leer dat Dawid was 'n man na God se eie hart, en Dawid het gedans voor die Here met al sy mag. Met ander woorde, hy het nie sy krag en energie teruggehou nie. He did not conserve and end up in a conservative state, but he let loose with great excitement, with arms being flailed around, and his legs and feet moving, spinning, somersaulting. He danced to the extent that he ended up partially naked. Ek dink hy het net omtrent homself in 'n onbeskaamde toestand gehou, dat hy nie al sy klere verloor het nie, en ons het gekyk en gesien hoe sy vrou hom geminag het vir die uiting van die energie van lof en prys voor die Here. So we speak about dancing before the Lord, shouting, leaping before the Lord, and this is what David did. As ons het gaan lees, hy het gedans met al sy mag, hy het luidrigtig uitgeroep. Daar's uitroepings wat ons hoor in kerke, hallelujah, glory, praise die Here, praise God, praise the Lord, glory be to God, luidrigtig, hardop. En nadat Dawid al hierdie dinge gedoen het, praat dit van, hy het die volk in die naam van die Here geseën. Nes ons ook die volk in die naam van die Here seën. Ons sê dat, laat die verrykende seën van die Here jou porsie wees. Mag die Here jou behoed en bewaar. Mag die Here genadig wees teenoor jou. Mag die Here die glans van sy guns oor jou laat skyn. Mag die Here jou vrede gee. En Dawid het beloof, nadat sy vrou hom berisper het in haar minagting, toe sê hy vir haar, jy kan maar sê wat jy wil, ek sal voor die Here speel. Een van die Engelse vertalings praat van, I will continue to play before the Lord. Om te speel is nie om die dinge van die Here lig op te vat nie, maar om bly te wees voor die Here. Hy sê, I will play before the Lord, dis die bewoording. Met sangstukke, met sing, met hande klop, met voete stomp, met gejubel, with jumping, with raising of hands, al hier die gebare, in die geestesrealm, in die geesteswêreld, in die koninkryk van die hemel, in the place called the second heaven, where demonic entities and devilish characters reside. This that we're speaking of is the warfare of the saints. Die geklap van die hand word soos die swaai van 'n byl. Die hande wat opgehef word en rondgewaai word soos 'n swaard wat deur 'n vernuftige krygsman gehanteer word. Dis soos 'n spies wat gegooi word. Dis soos 'n slinger wat 'n klip laat nalaat. This is the warfare of the saints. When you spend time praising God, worshiping God, being excited for God, singing out loud to God, about God, for God, with God, it becomes an act of warfare in the spirit realm. It becomes the thundering that brings earthquakes, that shakes pillars and foundations in the spirit realm. Because in the spirit realm are vestiges, daar is sterk vestings, soos kasteelmure,
en hekke met eiste hekke en bronsdeure, waarmee die vyand homself verdedig. Maar wanneer jy sing en jy prys en jy loof en jy dans en jy klap hande en jy gee uiting met energie soos Dawid met al sy mag, dan veroorsaak dit 'n skudding in die geesteswêreld wat maak dat hulle fondamente begin ontbreek en hulle mure kraak en hulle gevangenisdeure swaai oop. Onthou, Paulus en Silas was in gevangenskap geneem, hulle was met eisters geslaan, hulle was in kettinge en boeye in die tronk gesit, maar ten middernag het hulle begin gesange sing, koortjies gesing en God geloof en geprys. Hulle het seker hy kettinge teen mekaar as musiekinstrumente gebruik, en die Bybel sê, God het toegelaat dat die engele 'n aardbewing loslaat, dat die mure verkrummel het, kettinge en boeies het losgekom. So, I'm talking about the fact that we are not doing what we ought to do, but if we do what we should do, it becomes warfare in the spirit realm. It becomes a weapon. It becomes a sword. It becomes an axe. It becomes a spear, a javelin. It becomes a sling. It becomes a cannon. And it destroys things in the spirit world that is set up against the well-being and the welfare of your life. Nou, ons het Dawid se ervaring besin, ek het nou net Paulus en Silas se ervaring genoem. Ek wil nou lees uit die boek van Psalm 22. En ons gaan 'n bietjie uitbreiding doen rondom hierdie Psalm. Een vers wat so impakryk is, dat as jy besef wat dit is, jy nie gaan skroom, en jy gaan nie jou lof en jou prys en jou aanbidding terughou nie. In die Engels sê dit, Psalm 22 vers 3, But you are holy, enthroned in the praises of Israel. In die Afrikaans, my God, Psalm 22 vers 3. In die Afrikaans is dit in vers 4, nie vers 3 nie. Maar in die Engels is dit vers 3. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. So, what we're dealing with here is a statement of fact, a reality that runs its course as often as an engagement is exercised in its truth. God, en ek het in verskillende Bybels gaan kyk, wat sê Revised Standard, wat sê American Standard Version, wat sê Modern King James, New King James, wat sê hierdie verskillende Bybels, en met betrekking tot hierdie gedagte wat in Afrikaans aan ons oorgedra word, en sê, die heilige wat woon onder die lofsange van Israel, en die King James wat sê, enthroned in the praises of Israel. Enthroned beteken hy word betroon in die lofsange. Ander Bybels praat van, in die Engels sê, inhabits. Nog een sê, you are seated in the praises. Nog een sê, you dwell in the praises. En dan is daar die ene wat sê, enthroned and sitting in the praises. So, hierdie woord prys, loflied, aanbiddingslied,
wanneer ons uiting gee daaraan, een van die vertalings uit Hebreëus na Japanese, the Japanese version of this particular word says, God, van Hebreëus na Japanese, van Japanese na Engels toe. God rides in on the praises of his people. So now we have God inhabits the praises of his people. God is enthroned on the praises of his people. God dwells in the praises of his people. God sits in the praises of his people. God's enthroned on the praises of his people. And God rides in on the praises of his people. This word praise, I think it's in die boek van Sagaria. Jy kan nou hierdie skrif. Sê die profeet sê, Juda, wie een van Jakob se seuns was, wie die voorouers is van die stam van Juda, wie se stam se naam beteken om God te prys. Die huis van God se lofliedere, die huis van God se prys. Juda beteken die huis van God se prys, as 'n stam. Dan sê Sagaria, hy sê hierdie bewoording, hy sê, Juda, dit is die huis van God se lofliedere en God se prys. As God se oorlogsperd, waarmee hy die gevegstryd inry, om sy vyande onder die hoewe van hierdie perd wat die huis van Juda is, te vertrap. Woe! Nou het ons 'n ding aan die gang hierso. Omdat jy geskroom het om God te loof, en omdat jy geweier het om uiting met energie te gee aan die lofliedere van God, het jou vyande oor jou geserveer. Maar sou jy die CD gaan aansit het, of jou gitaar gevat het, of deel gevorm het van hulle, wie luidrigtiglik uitroep en te sing en te prys, Here, U is groot, Here, U is wonderlik, Here, U is 'n heiland, Here, U is 'n redder. Sou jou vyande verslaan gewees het. Daar is 'n psalm, die psalm se bewoording gaan soos volg. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done valiantly. The Lord's right hand is on high. So when it says, shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord, Paulus sê, jou liggaam is jou tent. Wanneer jy vanuit jou liggaam uit die energie opsomming doen en dan uiting gee in lof en prys, met die sangstukke wat voorberei is, om te verklaar die oorwinning berus met God, dat hy jou vyande nasit en hulle ondermyn en vertrap en vernietig. Wanneer jy dit sing, wanneer jy hande klap, wanneer jy besluit, ek dans nou voor die Here, hoep, 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 dan is God op sy perd, Juda, die huis van lof en prys. Hy is op sy perd om die gevegstryd in te hardloop met die perd. En met die perd se hoewe die vyande te vertrap. Vyande van onmin, vyande van depressie, vyande van gebrek, vyande van siekte, vyande wat bind. Hy vertrap hulle met die hoewe van die perd. Want die perd se naam is Juda, die huis van God se lof en prys. So, nou vraag ek die vraag. As God sy mense se teenwoordigheid betree, hy ry in op die perd, Juda, wanneer sy mense hom loof en prys. En dan betroon hy jou hart met sy teenwoordigheid. En hy besluit, hy bly daar, hy woon daar,
He inhabits the praises of his people. He dwells in the praise of his people. He is enthroned in the praise of people. He sits upon the praise of his people. Nou vra ek jouself, hoe kom hy? Want onthou, die Bybel sê vir ons, hierdie gedagte van prys en lof, die woord daar is tahila. Daar is 'n Engelse verduideliking van die woord tahila wat beteken laudation. To laud, L-A-U-D-E, Lord, to laud. Met ander woorde, you present accolades. Jy doen beskrywings van sy grootheid, sy mooiheid, sy vernuftigheid, sy vermoë, sy karakter, sy persoonlikheid. En dit doen ons met die geklank van lof wat genoem word halal. H-A-L-A-L, halal. Dit is 'n klank. Dit is 'n klank van lof en sangstuk. The Bible speaks about, in a definitive understanding of it, says to make a show of God with your words in song, to boast about God, to clamor, to rave about God, to celebrate God, to commend God, to be foolish. Make yourself look like a fool. Like David says, ek sal 'n dwaas wees in my lof en prys voor die Here. To give glory and to cause the praise of God to shine. God dwells in that. God dwells there. God dwells there. En nog 'n Psalm 8, sê die psalmdiger, hy sê, in die mond van suigelinge het God krag gevestig. In the mouths of babes, God has established strength. Who's the babes? Newborn Christians in the kingdom of God. When their mouths utter the praises of God, that praise becomes strength, might, power. For what? The psalmist says, Psalm 8, hy sê hoekom? Om die vyand stil te maak en die teestryder te snoer. So, I'm asking us, to Moses it was declared, I am that I am. Maar ons weet dat hierdie groot ek is, soos ons dit ken as Jehovah Rapha, the Lord who heals. Jehovah Shammah, the Lord who's near. Jehovah Tsidkenu, the Lord your righteousness. Jehovah Shalom, the Lord is present. Jehovah Nissi, the Lord your banner. Dit is verskillende maniere van God se kom, se intog, se teenwoordigheid wat uitdui. Nou wanneer ons hom sulke erkenning gee in die fasette van sy karakter en sy natuur en sy persoonlikheid, en jy kies jou gesangstuk, jy kies jou lof, jy kies die tempo, die ritme, die melodie, waarmee dit uitgevoer gaan word, en jy sit jou hart en energie daarin, dan is dit noodwendig dat die manifestasie daar gaan wees. Wanneer jy voel, jy is nagelaat, jy het nie deelgenoot kan word van die guns wat rondgaan nie. Maar God is jou guns. God is jou wins. David sê aangaande God, met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n hoë muur. My God maak my voete soos die van 'n riebok. Op hoë berge laat hy my veilig loop. Die profeet skryf in Habakuk, hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar is ook geen kudde in die kraal nie, tog sal ek nog God loof en prys. Want dit is 'n tydelike ding, maar God is aldurend getrou. In sy lof wat ons sing, in sy prys wat ons aan uiting gee, verskaf ons ruimte vir God om teenwoordig te wees. Wil jy God moet teenwoordig wees as 'n medelydende, sagmoedige geneeser? Wil jy moet inkom
as 'n magtige krygsman wat verlossing bring? Wil jy hê God moet daar wees om blydskap en vreugde aan jou oor te dra? Moet God daar wees om guns te verskaf vir 'n oop deur, vir 'n gladde pad vorentoe? Vind die gesangstuk. Vind 'n geleentheid met ander. Sonder skaam wees, sonder voorbehouding. Loof en prys die Here. Praise him. Die Bybel sê dat alles wat asem het, die Here prys. Loof hom met die dromme, loof hom met die harp, loof hom met klinkende sambale, loof hom soos die blomme oopmaak en hulle verrykende kleure toonbeeld, soos die voeltjies rondgaan om te sing, soos die blou lug oopmaak, soos die swaar wolke reën loslaat. Loof hom, laat alles wat asem het die Here loof, want die Here is teenwoordig in die lofliedere en in die pryse van sy mense. Kom ons bid. Vader, ons loof en prys U. Ons dankie vir die voorreg in die geleentheid om U te ken en om hierdie kennis te uiter, om bekend te maak dat U is. En omdat U is, kom ons na U toe en ons weet ons ontvang U verrykende seën. En nou, I want to bless you in the mighty name of Jesus. Now unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His great glory through our Savior, the Lord Jesus Christ. Unto the only wise God, the true ruler and potentate over the heavens and the earth. To Him be honor and majesty, glory and power, wisdom and thanksgiving, now and until all eternity. And so, may the love of God our Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the comforting presence of the Holy Spirit remain and abide with you until all eternity. In Jesus' name, amen and amen. Who is he? Who is he? Who is he? Who is he? Who is he now? Who is he? Who is he? Who is he? Who